Welkom by AMT se John Deere graanoorsig. Hierdie week fokus ons op spotpryse wat aan laasweek gestyg het, maar wel bietjie kan terugsak as ons al die faktore nou in ag neem. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom, wat vir ons meer gaan vertel oor waar die graanmarkte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die spotmond witmielie-prys styg na R4.601 per ton, met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.613. Die geelmielie spotprys styg egter na R4.192, met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.224 per ton. Die sojaboon spotprys daal na R7.148, met die Julie prys wat daal na R7.489 per ton. Die sonneblom spotprys styg week op week na R9.016, met die Julie prys wat ook hoër is op R9.141 per ton. Die koringspotprys daal na R6.335, met die Desemberprys wat ook laer is op R6.290 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.565, met die uitgedopte Argentynse grondboonprys wat nou op R18.743 per ton staan, met katoen wat steeds op R10.020 per ton is. Baie dankie Johan. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Ja, ons gesels vandag weer saam met Johan Thesen. Ons kyk wat internasionale markte maak, as ook in die plaaslike mark met baie interessante verwikkelinge wat ons gesien het. Johan, internasionaal is die Amerikaners baie naby aan klaar geplant op die oomblik. Hulle is op hierdie stadium so 95 of ver in die 90% klaar geplant. Ons sien wel dat daar nog steeds paar dele van die oostelike gedeelte is wat nog besig is om te plant, omdat hulle nog so kwai nat was vir die afgelope tyd. Maar vir alle doeleindes kan ons sê hulle is redelik klaar geplant. Begin weer nou 'n bietjie van minder van 'n probleem raak vir hulle of 'n issue raak vir hulle? Ek dink in terme van nattigheid in die ooste raak dit nou 'n bietjie minder van 'n probleem, maar hulle het nog steeds daai vrees dat einde Julie, Augustus gaan daar daai droogte wees en meer oor die westelike gedeelte wat dalk vir hulle 'n probleem kan wees, maar ons sien nie regtig dat die mark reageer teenoor hierdie voorspellings op hierdie stadium nie. Sojas? Sojas op hierdie stadium is hulle al lank klaar geplan. Dit lyk asof dit goed gaan. Aan die een kant het hulle gekla oor die baie reën, dat dit nat toestande wees, maar soos ons maar weet, as ons genoeg reën kry, dan lyk die graan goed. So hulle sojas en hulle mielies lyk baie goed op hierdie stadium. En dan het ons natuurlik 'n rekord oes uit Suid-Amerika vir die safrina oes en vir die sojas natuurlik, wat die sojapryse veral dan ondertrek van pariteitspryskant af. Ja, Brazil is mos nou natuurlik huidiglik in die mark met hulle groot sojaboon oes. So al die invoere wat ons van Brazil af sien is nie vir ons 'n snaakse ding nie. Ons sien gewoonlik dat hulle hierdie tyd van die jaar van daar af invoer. Die wêreld skuif eintlik eers bietjie later in die jaar wanneer Brazil se sojaboon uit die mark uit begin raak of hulle begin nou terug vir eie gebruik en Amerika begin stroop, dan sien ons eers dat die wêreld oorskuif daai kant toe, maar op hierdie stadium is dit niks snaaks as hulle uit Amerika uit Suid-Amerika uit. Ja, dit kan seker nou impak hê as ons na 'n later seisoene kyk, as dan nou met somerdroogte eintlik dan nou kom in Amerika, waar dan moontlik weer eens 'n potensiële opwaartse druk op pryse later in die jaar kan gee as die Amerikaanse oes skade kry. Dink jy daar's tekens, as ons so na die analiste luister, fondse kyk, dink jy daar's tekens dat hulle glo hierdie midsomerdroogte gaan kom? Ek weet nie noodwendig of daar tekens is vir hulle wat sê dit gaan kom nie, maar dat die mark nie reageer teenoor die voorspellings dat daar so iets kan wees nie, is verseker 'n feit. Ek dink as ons nou 'n bietjie na die analiste luister, 'n bietjie na hulle produsente kyk, dink ons is hulle marke op die stadium op 'n plek waar hulle sê, weet jy wat,
Ons het meer hektare tans. Ja. Brazil se Safrina oes is met 4 miljoen ton opwaarts aangepas. Ons oes lyk goed op hierdie stadium. Ek dink nie hulle het daai vrees dat hulle uit mielies uit gaan hardloop en ek dink dis hoekom die prys vir hulle op hierdie stadium nog steeds laag bly en nie teenoor weersvrese so kwaai reageer soos wat ons op hierdie stadium gedink het nie. Maar weer is mos maar 'n moeilike ding. Ja. Dit is nog 2 of omtrent 'n maand uit voordat ons eintlik in daai periode ingaan wat hulle voorspelde droogte gewees en dit kan ons natuurlik baie verander. Ja, as 'n groot carryover stocks vir hulle verwag dan word of groter, dan kan 'n mens dan sien dat daai natuurlik daai reaksie op weer dalk bietjie 'n kleiner effek het. Plaaslik sien ons nou fundamentele faktore dui op ons lewerings is baie versnel nou natuurlik. Ons is wel baie agter laasjaar se lewerings. Die rand het baie versterk en dan die seaboardpryse wat dan redelik onder druk is, so ons pariteitspryse wat onder druk is. So fundamenteel daai alles ons pryse moes laasweek afgegaan het, maar pryse witmees byvoorbeeld opgegaan 4600 toe. Wat gaan nou daaraan? Ja, dit is maar 'n moeilike situasie want soos jy gesê het, al die fundamentele faktore wys na 'n laer prys. Ons is enigste half ding wat ek kan dink wat die mark dalk bietjie kon dryf in 'n sterker tendens wat dalk 'n meer verskillende klein bietjie van verskillende goede is wat aangedryf is dat ons baie agter is met ons lewerings. Ons sien ons is omtrent so in die 60% agter dieselfde tyd as wat ons laas jaar was. Maar buiten die lewerings en dalk bietjie kwaliteit, ons sien ons op hierdie stadium is net 77% van al die witmielies wat gelewer is graad 1 teenoor vorige jare waar ons in die 90% alles graad 1 was. Buiten daai 2 faktore wat ek nie dink noodwendig so sterk opwaartse tendens veronderstel is om te gee nie, wys alle faktore dat ons eintlik moet afgaan. Een ding wat ek nou aan dink jy, okay, laas jaar met so 'n droogte, ons het laer lewerings hierdie jaar, so ons het tegnies ons 'n bietjie korttermyn tekorte met die later lewerings nou. Dink jy iemand soos Zimbabwe en Zambië wat ook moontlik nog so klein bietjie tekorte het, kan dalk so bietjie meer vat van ons af en die prys dalk optrek of het hulle goed al redelik in die mark gekom? As ons kyk na uitvoere, nou hoeveel mielies ons al uitgevoer het, is daar nie regtig 'n groot aanduiding dat uitvoere baie sterk na die Afrika lande toe gaan nie. Ons het natuurlik al begin uitvoer na hulle toe, maar nie drasties meer as wat ons vorige jaar in dieselfde tyd het. Aanvanklik het ons bietjie minder al uitgevoer omdat ons nie noodwendig die massa volumes het om dit te kan doen. Maar dan dui dit vir my dat dit dalk meer tegniese faktore is wat hierdie prys opgedruk het, dalk groot fondse wat dalk so 'n bietjie meer in die markte ingekom het. Ek dink dit is regtig 'n sterk moontlikheid. As ons kyk na in die Amerikaanse mark, sien ons so 'n paar weke terug het die Amerikaanse fondse ook half hulle mark bietjie onder druk gehou. En ek dink dit kan dalk dieselfde rol speel nou hier by ons waar die fondse nog kort in die mark is. En dalk en dalk begin een of 2 posisies toemaak wat bietjie die mark in 'n opwaartse potensiaal kan druk, maar dis maar meer tegniese faktore. Ja. Vorentoe verwag ons nou meer lewerings natuurlik, sterker afwaartse druk wat nou kan kom. Ja, as ons nou na mielies en so as nou net kyk. Ja, as ons mielies en so as kyk, verwag ons dat veral met mielies kan daar as ons nou net die doodgewone oesdruk, baie volumes kom na die mark toe op een slag, verwag ons dat die prys bietjie kan daal. Aan die ander kant weer soja sien ons is 94% al gelewer van die oeskatting op sojabone. So met sojabone verwag ek eintlik dat die prys nou kan begin sywaarts en stabiliseer en dan van daar af bietjie 'n opwaartse tendens kan gaan. Koring so vinnig? Koring, op hierdie stadium is ons besig om te plant. Ons weet nog, ons het nie eintlik 'n as die Amerikaners 'n plantvorderingsverslag nie, so ons weet nie noodwendig presies hoe dit gaan nie, maar op hierdie stadium lyk dit nie asof daar enige moontlikheid is nie. Sonneblom baie sywaarts nog steeds. Sonneblom is baie sywaarts. As ons kyk na lewerings, is ons baie
op dieselfde tendens as wat ons vorige jare was, alhoewel ons nog net 64% van die oes gelewer het, is dit redelik nog steeds sywaarts en ek dink dit is net omdat daai leweringstempo so stelselmatig gebeur dat daar nie regtig iets is wat die mark kwaai opdruk of afdruk. Baie dankie Johan, baie interessant geweest. Skakel in volgende week en gesels ons verder oor die graanmarkte. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Sematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe. Dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.